Welkom by Ouma Martie se kombuis. Dis weer tyd vir aandete en ek gaan vanaand weer 'n ou tradisionele resep maak, herderspastei. Ek gaan dit so bietjie anders maak. In plaas van om kapok aardappels te maak, het ek my aardappel geskil en ek het dit in sulke dik skywe gesny wat ek 'n laag onder gepak het en 'n laag verbo gepak het. Hulle is nog rou, so ek skil dit en pak dit dat ek weet ek het genoeg stukkies aardappel. Nou gaan ek dit in 'n kastrol sit en ek gaan dit gaar kook. En dan as dit gaar is, gaan ek nou my onderste laag en dan my vleis bo-op en weer die boonste laag. En my twist vandag by die pastei is ek gaan kaas ook bo-oor gooi. Ek het 'n bakkie margarine wat ek gaan stukkies op die aardappel sit en ek gaan bietjie aromat oor die aardappel self gooi. Ek gaan eers gou die aardappels opsit, dat hulle net aan die kook kom en dan sal ek vir julle verduidelik hoe om my vleis gaar te maak. Vir my molvleismengsel, ek het 'n kilogram molvleis, 1 green pepper, 1 ei en 2 tamaties wat ek versap het. Ek het 'n blikkie gemengde groente, gewone gemengde groente, nie die in die curry of enige iets nie. Ek gebruik net koel se gemengde groente. Ek het 3 teelepels bladjan, 3 teelepels tamatiesous, 2 teelepels maalvleisspeserye, 2 teelepels koriander en 2 teelepels sout. Dan het ek bruin eie sop, 2 teelepels van dit. Ek het 2 teelepels bistou en 3 teelepels mesina waarmee ek op die uiteinde net die sousie weg van die baie water af gaan vat, dat hy net so effens dikker word. En dis basies dit. Ek gaan my eie en my green pepper eers gaar maak, dan gaan ek my molvleis bygooi en dit verbruin, dan gooi ek al my kruie behalwe die tamatiesous, bladjan en mesina in, en meng dit deur, dan gooi ek my tamatie en my groente in en laat dit so 10 minute kook. Dan maak ek my mesina, my bladjan en my tamatiesous aan, meng dit deur en as dit kook, is my vleis reg. Dan kan ek dit op my aardappels gooi. Ek gooi my varkvet in, sit my stoof aan. As jy nie varkvet het nie, is jy welkom om gewone kookolie te gebruik of 'n bietjie margarine, net waarvan jy hou. My eie en my green pepper gaan nou braai tot hulle gaar is. Ek dink my eie is reg. Julle sal opmerk, ek gooi nie water by nie. Die molvleis maak hulle eie water as jy dit so gaar maak, begin gaar maak. En dan die tamatie gaan vir my ook vog gee by my mengsel. Karring maar hierdie vleisie, dat dit fyn is soos maalvleis moet wees. Julle kan sien hoe mooi word die vleis gaar. Op hierdie stadium ruik mens die eie en die green pepper en die maalvleis. Ek het nog nie die kruie ingegooi nie. Hierdie is een van die resepte wat ek nie die kruie by die eie gooi om te braai nie. So op hierdie stadium, maar dit ruik, die green pepper en die eie ruik al verskriklik lekker. Dat julle kan sien, die vog daaronder. So die maalvleis maak sy eie voggie. Ek gaan my kruie begin oorgooi. Kom ons begin met die sout, my koriander, my maalvleisspeserye, my bistou en my bruin eie soppoeier. Ek gaan my tamatie ingooi en my groente. Alles is nou deurgeroer. Ek het my stoof bietjie stadiger gesit en ek gaan dit nou vir
10 minute kook. Nou gaan ek my bladjaan en met tomatiesous sommer by my Messina mengseltjie inroer. Die vleis het nou hulle 10 minute gekook. Julle kan sien hoe baie water dan nou op is van die tamatie en die maalvleis se water. Nou gooi ek my Messina mengsel in. Ek gaan nou my stoof afsit. Voor jy dit by jou aardappels inskep, proe asseblief vir sout. Jy kan enige krye van jou smaakie ingooi. Hierdie is al krye wat ons regtig in die huis het. My aardappels het nou 20 minute in soutwater gekook. Hulle is sag. Ek gaan hulle nou laagies, 'n laagie onder inpak. Nou gaan ek stukkies botter opsit. Gaan ek 'n laagie aromat oorstrooi en dan die vleis. Nou weer 'n laagie aardappel. As jy van room in jou kos hou, kan jy natuurlik nou die aardappel fyn druk en room daarin gooi. Of net melk om dit kapok aardappels te maak. Ons verkies dit dat dit stukkies skyfies aardappel is. Weer bietjie margarine. Bietjie aromat. En dan bietjie kaas. My oond is aan op 180. Ek gaan dit vir so 20 tot 25 minute insit tot my kaas mooi bruin is bo-op. My herderspastei is uit die oond uit. Kyk net hoe mooi dat die kaas dit lyk. Ek gaan hom net so oomblikie kans gee om af te koel, dan sal ek vir julle wys hoe lyk hy binne-in.